Goed, en dit is die gedeelte oor die Federale Alliansie, wat ons nou gaan behandel. En die eerste gedeelte wat ons nou vanaand gedoen het, gegaan oor, kan ons 'n Christelike regering hê? En ons het gekyk na sekere goeders in die skrif, en ons het gekyk na sekere historiese gebeurtenisse en hoe dit inpas. Maar die vraag is, kan ons wat is die woorde, 'n regverdige oorlog voer? En ek wil nou daardie gedeelte behandel. Kan ons 'n regverdige oorlog voer? Nou, ons het nou al gehoor van mense wat praat van tweede bloedrivier. Nee? Ons het mos nou al gehoor, Rudy, ons het mos nou al gehoor van mense wat praat van 'n tweede bloedrivier. Ons het mos nou al van gehoor, né? Nou, die eerste bloedrivier, as jy ook kyk na die rede hoekom bloedrivier plaasgevind het, was as gevolg van etniese volksmoord. Daar het volksmoord plaasgevind. Op groot skaal. Ons onthou vir Wenen en vir Bloukrans. En ons weet hoe ons voorvaders daarso uit vermoor was. Kinders, vrouens, you name it. So goed, dit het vir ons die regverdige rede gegee om oor te gaan tot 'n oorlog. Die regverdige rede. En ons het, ek gaan nie weer vir julle almal welkom heet nie, julle is reeds welkom. As daar net nuwe gesigte opkom, sal ek hulle welkom heet. En ons het nou hierdie ding van, ons het hierdie bloedrivier waans bymekaar gemaak, en dit was 'n oorlogskamp wat ons gehad het, ons het voorberei vir oorlog, en bloedrivier het plaasgevind. En as gevolg van die gebede van die manne, teen die oormag, ons het net nou die gelofte gelees, of 'n gedeelte van die nagevolge van die gelofte het ons gelees, en dit was 'n regverdige oorlog wat ons gevoer het teen die Zulu. En daarna het ons ander oorlog gevoer teen die Matabeles ensovoorts. So ons het bloedrivier gewen. Nou is daar skrywers van Siener van Rensburg wat sê dat daar gaan 'n tweede bloedrivier kom. Nou ek het nie enige, Johan, daar sy, goeienaand. Ek het nie Johan, jy en Altas maar skaars, jong. Maar het is goed om julle te sien. Ek het nie een visioen gelees van waar Siener gesê het, daar gaan 'n tweede bloedrivier kom. Hy het 'n klompie ander goed genoem. Maar hy het niks gepraat van 'n tweede bloedrivier. Nou kom ons kyk, as daar 'n tweede bloedrivier moet wees, wat beteken dit? Dit beteken dat ons as 'n volk, die boervolk, die Afrikanervolk, die wit mense van die land, moet in 'n stryd gewikkel wees met die owerhede waar hulle ons wil uitmoor, almal. Hulle wil ons almal uitmoor, né? Ek het nou vir my koffie gemaak en ek het nog nie eens daarvan gedrink nie. So, dan moet 'n volskaalse etniese volksmoord besig wees om op ons afgedwing te word om 'n tweede bloedrivier, ou Pieter, goeienaand, om 'n tweede bloedrivier te regverdig. Dit moet 'n volksmoord wees. Dit kan nie net boere op die plaas wees nie. Dit moet wees boere in die stede, boere in die dorpe. En dit kan nie net boere wees nie, dit moet die wit mense wees, want op hierdie stadium is dit 'n rassistiese ding. Dit is swart teen wit. So kan ons 'n oorlog regverdig. Nou goed, in ons huidige situasie. En hierso gaan ek nou vanaand met julle 'n klomp diep goed bespreek. So julle moet nou vashou, né? Jy moet nou aan jou stoel vashou.
Ons het 'n klomp geestelike manne gehad wat deur die eeue gekyk het of hulle kon kom by 'n plek van waar hulle 'n oorlog kon regverdig. En een van die ouens was Augustinus van Hippo. Hy het gelewe 354 tot 430 na Christus. Né? En hy het uitgekom met hierdie konsep van 'n regverdige oorlog. En in die Latyn word dit genoem die bellum justum. Bellum justum. Dit het hy begin mee en hy het 'n hele werk gedoen daaroor wat in die boek se naam is The Civitate Dei, in ander woorde die stad van God, het hierdie ou geskrywe. Nou twee van die dinge of drie, wel is 'n hele paar van die goed wat hy gesê het, né? Hy het gesê oorlog was 'n tragiese noodsaaklikheid. Dis een van die dinge wat hy gesê het. Dis 'n tragiese noodsaaklikheid. En hy het gesê dit is as gevolg van die mens se sonde. Hy sê vrede is die ultimate wat is die Afrikaanse woord nou? Die ultimate einddoel of desire, maar partykeer is 'n oorlog nodig om geregtigheid en orde te handhaaf. Toe kom hy uit met die Latyn jus ad bellum. Ek gaan net 'n paar van hierdie goedjies noem, want dit is 'n bietjie diep. Nee, dit beteken dit moet 'n regverdige saak wees. 'n Regverdige saak. En dan het hy intentio recta, dit moet 'n regverdige doel wees. Nie net 'n saak nie, maar dit moet 'n doel ook wees. Goeienaand Lydia. En dan moet daar regmatige of geregtige autoriteit wees. Dit is actuaritas principis. Nou al hierdie goed het hy bymekaar gesit om uit die skrif uit iets te bou wat hy noem 'n regverdige oorlog. Hy het dit begin kyk uit 'n geestelike oogpunt uit. Hy het selfs hoe jy jouself moet dra in oorlog het hy geskrywe. En ek het dit op die een groep genoem, en ek gaan gou vir julle hierso noem. Ek gaan nou 'n paar goedjies net gou vinnig in Engels lees. Ek sien nou maar net ek opgekom. Luister gou hierna. We do not seek peace in order to be at war, but we go to war that we may have peace. It is the injustice of the opposing side that lays on the wise man the duty to wage war. Die goed maak baie sin, né? The passion for inflicting harm, the cruel thirst for vengeance, an unpacific and relentless spirit, the fervor of revolt, the lust of power and such like things, all these are rightly condemned in war. So wanneer hierdie ouens hulle monde uitspoel en sê, jy weet, ons gaan nou vir Afrika gaan staan en pak gee. Ons gaan hulle aanvat, ons gaan hulle uitsorteer, ons gaan vir hulle pak gee, nee. Jy kan nie dit sommer net so doen nie. Maak nie saak hoe jy dit probeer regverdig nie. Thomas Aquinas, het jy al van hom gehoor al? Hy was in 1225, die 13de eeu, 1225 na 1274. Die oud maar 52 jaar oud geword. Dan het jy Francisco de Vitoria 1492 tot 1546 en Francisco Saures 1548 tot 1617 wat hierdie konsep van 'n regverdige oorlog verder uitgebrei het. Nou goed, ek gaan nou weg van die Engels af. Dis nou eers genoeg van die Engels. Kom ons kyk 'n bietjie. Ons kyk 'n bietjie na die Suid-Afrikaanse krisis. Toepassing van regverdige oorlogsteorie en internasionale reg op Suid-Afrika se krisis. Nou goed, ons begin met die basics hierso, né? Ek kyk nie na grondonteiening nie, vlugtelinge, die 49 ouens wat oor see gegaan het.
Ek kyk nie na dit in die begin nie. Ons begin dit met die teorie, né? Ek wil nou nie vir julle skool gee of klas gee nie, maar ek wil graag hê julle moet net vasbyt en luister wat ek te sê het, sodat jy weet dat wanneer ons oorgaan na die laaste stap toe, dat ons uiteindelik in 'n posisie is van 'n regverdige oorlog. Ons is eintlik daar. En ek gaan vir julle bewys. Goed. Punt nommer 1. Die regverdige oorlogsteorie uit Christelike perspektiewe uit. Dis kort stukkies. En ek gaan nie al 16 bladsye met julle behandel nie, maar ek gaan seker goed vir julle sê. Die regverdige oorsaak. Ernstige onderdrukking. As die ANC regering 168 plus minus rasgebaseerde wette geïmplementeer het en minderhede stelselmatig van ekonomiese deelname uitsluit, dui dit op institusionele tirannie. Alright, dis belangrik. Grondwetlike skendings. As die regering sy eie handves van regte ignoreer, ondermyn dit die sosiale kontrak. Dit was Aquinas wat dit gesê het. Ekonomiese ineenstorting. As staatsmislukking tot uiterste armoede en infrastruktuurverval gelei het, kan dit aan Aquinas se standaard van ernstige openbare ewel voldoen. So ons gaan haal nie net hierdie, ons duimsuig nie net hierdie goed nie. Ons gaan kyk na die geleerde mense wat hierdie goed gepraat het in die begin, né? Nou kom ons sê daar is 'n revolusie, net as gevolg van daardie punte, daardie basiese punte wat ek nou genoem het, wat in Suid-Afrika plaasvind. Nou, wie lei die oorlog? Wie is die geldige gesag? Sonder dat ons kyk nou nie na die federale alliansie nie, die punt kom later in. Kom ons kyk nou eers wat sê hierdie hele storie. Wie lei die revolusie? Tradisionele regverdige oorlog vereis 'n erkende gesag, byvoorbeeld 'n oppositiekoalisie, afvallige amptenare of streeksleiers. In Suid-Afrika het geen groot oppositieparty, die DA of die EFF ensovoorts, kan die ANC oorheersing effektief uitdaag nie. Veral nou met GNU. Die DA kan nie die ANC effektief uitdaag nie, daar's nie 'n manier nie. As 'n breë multi-etniese weerstandsbeweging, soos die UDF destyds tydens apartheid sou ontstaan, kan dit legitimiteit vereis, of eis. Nou moet daar die regte bedoeling wees. Die doel moet wees om grondwetlike demokrasie te herstel, nie wraak of etniese oorheersing nie. Onthou, ons praat van 'n regverdige oorlog. 'n na-revolusionêre plan moet bestaan, byvoorbeeld oorgangsgeregtigheid, inklusiewe regering. Sekere van hierdie woorde gaan op julle ore val en dan gaan julle by julleself dink, maar die federale alliansie het sekere van hierdie goed al in plek. Laaste uitweg aan proporsionaliteit. As alle wettige verkiesings en protesopsies uitgeput is, ja, kan jy dit miskien doen. Sal gewapende verset meer skade as goed veroorsaak? Miskien, ons weet nie, né? Sal daar dalk 'n burgerlike oorlog wees of 'n buitelandse ingryping as gevolg van hierdie goed? Kom ons kyk nou. Die uitspraak, as vreedsame verset, byvoorbeeld massastakings, grondwetlike howe, internasionale druk heeltemal misluk het, en die staat werklik onhervormbaar is, kan 'n regverdige oorlog aangevoer word, maar slegs indien dit deur 'n verenigde etiese weerstand gelei word. Dis belangrik. Nou, internasionale reg en selfbeskikking. Kwalifiseer Suid-Afrika vir gewapende selfbeskikking, as jy net na bogenoemde punte geluister het? Dan is die antwoord nee, want dit is nie 'n koloniale regime nie. Dit is wel 'n rassistiese regime. Die ANC word deur 'n swart meerderheid gelei, dus sal die Verenigde Nasies dit nie as 'n dekolonisasiestryd klassifiseer nie. Met ander woorde, ons gaan nie die reg kry van die VN, net met daai eerste bogenoemde punte nie. Daar is geen Verenigde Nasie erkenning nie, in daai geval.
En ons is nie onder 'n buitelandse besetting nie, alhoewel ons kan sê dat daar is 'n kans met China en al hierdie goed. Anders as Palestina of Wes-Sahara is Suid-Afrika veronderstel om soewerein te wees. Nou ons weet van dokumente wat ons ontdek het dat Suid-Afrika nie meer soewerein is nie, né? Maar ons is veronderstel om soewerein te wees. So in daardie geval het ons nie eintlik 'n voet om op te staan nie. Daar is alternatiewe regsweë om deur die Verenigde Nasies te gaan, maar ons weet hoe hulle voel oor Ramaphosa. Ons kan byvoorbeeld deur die Afrika Unie gaan, maar ons weet hoe Afrika lande saam met die ANC staan. So, as gevolg van daai goed, het ons nie 'n katse kans om 'n regverdige oorlog te voer nie. Ons het nie. Ons het nie die ondersteuning nie. En wat sal gebeur is, in hierdie hele scenario is die samevatting as volg. Die Christelike etiek kan moontlik 'n regverdige oorlog regverdig, maar slegs onder streng voorwaardes. Internasionale reg erken nie tans wettigheid vir gewapende verset in Suid-Afrika nie, behalwe in uiterste gevalle, en die beste weg bly vreedsame oplossings, grondwetlike hervormings, internasionale druk en etniese versoening. Dit is nou na aanleiding van die eerste klomp punte wat ek vir julle gegee het, né? Goed, kom ons sit nou 'n klompie ander. Kom ons sit nou Wag, ek wil net vir julle hierdie ook sê. Kom ons sê ons doen dit. Net as gevolg van daardie eerste klomp punte. Kyk wat gaan gebeur hierso. Daar's geen verenigde oppositie nie. Die DA, die EFF en kleiner partye is ideologies en rasverdeeld. So daar's geen duidelike revolusionêre leierskap nie. Ons kyk net na die eerste punte. Loyaliteit van die weermag, die SANDF en die polisie bly ANC gesind. 'n Staatsgreep is byvoorbeeld onwaarskynlik. Risiko van 'n burgeroorlog. Suid-Afrika het diep etniese rasseskere. Gewapende opstand kan Zulu teen Xhosa of stedelike teen landelike konflik ontketen. Dit kan 'n ergere oorlog wees as wat ou kan dink. Buitelandse belange soos BRICS en so kan die ANC ondersteun om invloed te behou. So dis eintlik, ou Lofty, dis eintlik 'n moeilike situasie waarin ons is, né? Dis eintlik 'n moeilike situasie. Kan ons dit doen? Die kans dat ons kan doen onder daardie hele storie daar is, ons het nie 'n katse kans nie. Ons kan nie 'n regverdige oorlog met net daardie punte, en ek het 'n klompie ander goed hier, so wat ek wil julle nou nie verveel met al hierdie punte nie. Maar ons kan nie 'n regverdige oorlog met net daardie punte jy weet afdwing nie, ons kan nie. Goed. Kom ons sit nou nuwe kerngoeders by, né? Ons kyk nou na 'n herbeoordeelde ontleding, regverdige oorlog en internasionale reg in Suid-Afrika met 'n agneming van plaasmoorde. Nou sit ons plaasmoorde in. En Amerikaanse vlugtelingstatus vir Afrikaners. Ons sit nou hierdie twee elemente in. Kyk nou wat sê ons hierso. Kernnuwe faktore, sistematiese uitmoor van wit boere. Aanvalle op plase met rasseondertone dui op etniese vervolging. Indien bewys word dat die staat dit goedkeur of ignoreer, kan dit as misdade teen die mensdom geklassifiseer word. Dit is IVB Rome Statuut artikel 7. Dis diep goed hier waarmee ek met julle nou besig is. Die FSA se erkenning van Afrikaners as vlugtelinge, Trump se 2025 vlugtelingstatus impliseer dat Afrikaners as 'n vervolgde groep beskou word. En daarom is Woensdag vir ons belangrik. Ons gaan nou hoor wat sê Trumpie vir Ramaplakkertjie. Dis vir ons baie belangrik. Dit legitimeer hul gruwe internasionaal, maar regverdig nie outomatiese gewapende verset nie. So ons is nog amper in dieselfde bootjie. Ons kan nog nie van hierdie juk van ons afgooi. Hoekom nie? Hoekom kan ons dit nie doen nie? Want in hierdie situasie, voordat ek die federale alliansie hier bygegooi het,
is daar net Afrikaanse militias soos Suidlanders en hulle beperkte legitimiteit en hulle is nie opgewasse vir dit nie. Dan kyk nou wat word hier gesê nou as gevolg van hierdie toets. 'n multi-etniese koalisie. Afrikaners, Zulus, kleerlinge, Indiërs sou meer aanvaarbaar wees. En dan het ons die internasionale steun van die FSA, die Europese Unie en die Afrika Unie nodig. Die doelwit moet wees, dit moet op 'n inklusiewe demokrasie gemik wees. Julle weet nou al, ek dink in Engels praat Afrikaans. Nie blanke minderheidsregering nie. Jy kan nie 'n blanke minderheidsregering onder die huidige internasionale toestande kan jy nie meer afdwing nie. Daar's nie 'n manier nie. So jy moet totaal en al uit die boks uitdink, né? Is alle vreedsame opsies uitgeput? Die howe ignoreer plaasmoorde, ons sien dit, hoe hulle lieg. Hulle ignoreer die grondkwessies. Internasionale meganismes het gefaal. Indien plaasmoorde eskaleer tot massamoorde, kan die ANC as 'n onderdrukkende regime beskou word. Net dan. OK? Goed. Trump se vlugtelingstatus skep 'n nuwe dinamiek. Dit erken Afrikaners se vervolging, maar steun nie noodwendig gewapende verset nie. Het julle dit? Dis diep goed hierdie mense. Goed, nou kom ons kyk na die opgedateerde internasionale reg. Kan selfbeskikking nou nog plaasvind? Nee, dit kan nie. Afrikaners is in 'n minderheid en nie 'n gekoloniseerde volk nie. Maar as moorde tot volksmoord of massaverwydering lei, kan die VN se verantwoordelikheid om te beskerm, die R2P, van toepassing wees. So daar is internasionale wet betrokke. Goed, samevatting. Die situasie het versleg, maar voldoen nog nie volledig aan regverdige oorlogkriteria nie. Internasionale druk is nou dringender as gewapende verset. Afrikaners moet strategiese alliansies bou eerder as om isolasie te wil veg. Ons kan nie in isolasie veg nie. Alright? Implikasies van die FSA se vlugtelingstatus. Trump se asielbeleid dui op morele erkenning, maar nie wettige regverdediging vir oorlog nie. Die president, soos die Rohingya in Myanmar, julle ken daai groep, maar die VN het nooit gewapende ingryping daar goedgekeur nie. Dit het wel plaasgevind, maar hulle het nie goedgekeur nie. Dan die internasionale strafhof. As plaasmoorde sistematies is, kan die internasionale strafhof ondersoek instel, soos in Kenia in 2007. Maar ons het 'n probleem. Suid-Afrika het van die internasionale strafhof onttrek. So ons kan nie daai roete volg nie. Maar ons kan nou wel die regverdige oorlogroete volg as gevolg van die feit dat ons nie meer aan hulle verantwoording doen nie. Jy sien? So dis ander tipe scenario's wat plaasvind. Die oordeel is daar steeds geen wettige pad na gewapende opstand nie, maar diplomatieke druk kan toeneem. Dit is wat ons nou sien wat nou gaan gebeur met ou Trumpie. Diplomatieke druk gaan nou begin toeneem. Kyk wat sê hierso. Realistiese scenario's vir regverdige oorlog. Die beste geval scenario. Die boere en minderhede vorm 'n verenigde front. Afrikaners en Zulu faksies. Nie gewelddadige verset eerste, algemene stakings, kapitaalontrekking, sanksies ensovoorts. Wapenboykotte, beheerde gewapende verset ensovoorts. Die slegste scenario van so 'n ding is, die ANC slaan terug af, 'n burgeroorlog vind plaas, die regering se weermag en polisie gryp in en dit is grootskaalse probleme. En hulle kry nog fabrieks om in te meng, Rusland en China,
en die Weste huiwer in so 'n geval. So ons is, soos hulle, you between a rock and a hard place. Jy kan nie beweeg nie. Jy begin nou die reg kry aan jou kant, maar jy kan nog nie beweeg nie. Want net dalk, kom Rusland en China tot die hulp van die ANC. Dis die probleem wat ons sit in daai scenario, maar daar is 'n ander scenario. Nou faktor ons in. Sien, ons bou hom nou op. Ons bou die scenario nou al hoe meer. Ons bou hom nou. Ons gee hom nou meer vleis, né? Daar is 'n federale alliansie van Suider-Afrika wat bestaan uit mondelike tradisionele state, gelei deur hulle konings, en waar die wit minderheid 'n leier het, en ook 'n wettige reg op grond, en ons faktoriseer in 'n mondelike afskeiding van die Wes- en Noord-Kaap deur die kleerling en wit mense gekombineer met die tradisionele Khoisan konings en Griqua konings. Nou kyk ons na 'n finale ontleding. Nee, ek gaan julle nie nog verder baie lank verveel met hierdie goed nie. Maar ons kyk nou na 'n belangrike finale ontleding. Nou moet ons ore spits. Regverdige oorlog, afskeiding en federalisme in Suider-Afrika. Belangrike nuwe faktore. Daar bestaan 'n federale alliansie. Is 'n koalisie van tradisionele koninkryke, Zulu, Xhosa, Venda ensovoorts, Afrikaner leiers en Khoisan Griqua verteenwoordigers. Die wit minderheid het grondregte, historiese en wettige aanspraak op grond voor 1994, grondaktes, kulturele erfenisterreine. Die goed bestaan. Okay? Moontlike afskeiding van die Wes en die Noord-Kaap, ons weet dit deur die United Cape States, gelei deur kleerling en wit minderhede, ondersteun deur Khoisan en Griqua tradisionele leiers. Nou kyk ons na die regverdige oorlogsteorie. Wat het ons? Ons het sistematiese moorde en grondonteieninge. Ons gaan julle grond vat, sonder vergoeding. Dit is wat ons nou ekstra het. Nou met tradisionele leiers wat die ANC veroordeel, word die morele saak versterk. Die konings praat nou uit teen die ANC. En dis al reeds daar. Makikele byvoorbeeld, een van die konings. Hy is nie bang om sy mond uit te spoel teen hierdie ouens nie. Ineenstorting van grondwetlike orde, as state onwettiglik geblokkeer, wel eintlik is dit provinsies. As provinsies onwettiglik geblokkeer word om af te skei, kan dit gesien word as tiranniese onderdrukking van selfregering. Wettige gesag is nou meer lewensvatbaar. Die federale alliansie kan as 'n voorlopige regering dien. As die groot etniese groepe, insluitend die Zulu, Afrikaner, kleerling, Khoisan, en dan het hulle erkenning gekry van die Afrika Unie en die Verenigde Nasies as 'n onderhandelingsliggaam. 'n Afskeidingsbeweging vind dan wettig plaas. Nou, hoeveel keer het ek al vir julle gesê, ons het die internasionale reg aan ons kant. Dit is waar die Verenigde Nasies inkom. Ons het die internasionale reg aan ons kant. Goed. Dan praat hulle van 'n demokratiese referendum wat gehou word, soos in Katalonië of Suid-Sudan. Nou, die interessante ding van die internasionale reg wat nou aan ons kant is, ons hoef nie 'n referendum te hou voor sesering nie. Ons kan 'n referendum hou na sesering. Jy kan dit doen. Jy het net 50% plus 1 meer mense het jy nodig om by jou te staan by die sesseringsproses. As jy daai hoeveelheid mense het, kan jy jou afstig. OK. Maar, daar's mars. Die regte bedoeling moet mik op 'n gedesentraliseerde multi-etniese federasie, nie etniese eksklusiwiteit nie. Hierdie is belangrike goed om te verstaan. Die laaste uitweg, as onderhandelinge misluk en die ANC geweld gebruik om afskeiding te blokkeer, word gewapende weerstand meer regverdigbaar. Goed, so ons het al hierdie goed in plek. Uitspraak.
Regverdige oorlog is meer verdedigbaar as die federale alliansie autonomie verklaar en die ANC reageer met geweld. Met ander woorde, hulle kom met geweld, né? Die afskeidingsbeweging 'n wettige referendum hou en deur die staat onderdruk word. Nou wat sê ons konstitusie? Wie weet? Ons konstitusie sê die volgende. Verskoon tog. Indien minderheidsgroepe 'n referendum wil hou, mag hulle dit doen nadat die president die erkenning gegee het vir dit. Nou weet julle wie daai klousule in ons konstitusie ingeskryf, dat die president moet eers ja sê. Weet julle wie dit gedoen? Die Mulder broers. Die Mulder broers van die Vryheidsfront Plus het ons boere en ons Afrikaners geboikot. Daar sê ou Werner, deur die president die magte te gee om nee te sê vir 'n referendum wanneer ons 'n referendum wil hou. Maar daar is 'n uitkomsklousule en dit is in die internasionale reg ingebou. Dat wanneer jy die internasionale reg aan jou kant het, mag die regering nie die referendum stop nie. En dis hoekom hulle ook gesê het, jy kan die referendum hou na die tyd, after the fact. Alright. Goed. Internasionale reg, afskeiding en erkenning. Het die federale alliansie 'n wettige pad? Interne selfbeskikking, Verenigde Nasie handves. As die Suid-Afrikaanse grondwet provinsiale autonomie toelaat, kan die Wes-Noord-Kaap wettige afskeiding beywer. Die president vir dit, nie soos in die president van die land, die president, is Eritrea in 1993, Suid-Sudan in 2011, maar beide het eers oorlog vereis. Sien julle wat die uiteinde van hierdie hele storie is? Ja, jy kan hierdie goeders doen. Ja, jy kan 'n referendum hou. Ja, jy kan afskei. Ja, jy kan wegbreek, maar daar's oorlog betrokke. Daar's oorlog betrokke, want the powers that be, die ouens wat bokant jou aangestel is, die korruptes, wil nie hê jy moet wegbreek nie. Hulle wil nie hê hulle koek moet opgebreek word in stukkies nie en hulle gearresteer word en uitgesorteer word nie. So hulle gaan alles in hulle vermoë doen om jou te probeer kelder. Dis wat gebeur. Erkenning deur die Afrika-Unie. Die Afrika-Unie is teen afskeiding. Hulle het byvoorbeeld die afskeiding van Somaliland verwerp. Maar hulle mag onderhandel as die ANC as onwettig beskou word en die federale alliansie stabiele regering bied. Daarom het ons al die etniese groepe nodig. En ons werk daaraan. Dan het jy die FSA westerse steun nodig. As Trump of 'n toekomstige FSA-leier die federale alliansie steun, kan dit de facto erkenning kry. Goed. Nou in Siener van Rensburg se profetiese woord, is daar 'n woord wat sê dat die Bond Bless Bill van Amerika vir ons help. Die vraag is nou net, wie is die Bond Bless Bill? Ons weet nie wie dit is nie. Vat byvoorbeeld vir Ernst Roets, hy het nou al 'n klompie podcasts gehou met verskeie ander podcast ouens, soos Jordan Peterson en Tucker Carlson en so aan. Maar hulle is nie leiers nie. Hulle is net 'n stem. Nou kom sekretaris Mark Rubio, Ted Cruz, senator en Trumpie, en hulle praat teen hierdie regerende gemors. Maar wie is die Bond Bless Bill? Wie? Elon Musk? Wie gaan daai deur vir ons oopmaak, dat ons kan 'n gesprek hê met een van die leiers, en vir hulle sê, luister, wanneer ons julle nodig het, nee, die volgende.
Wie kan daar die deur oopmaak direk na Donald Trump toe en vir hom sê, luister, let's do a deal. Wat 'n deal kan ons met Amerika doen? Ons kan vir hulle help om 'n vlootbasis te stig in die Kaap. Ja, en so versterk ons vloot. Maar daar's checks and balances. Ons kan 'n deal doen. Kom ons gee vir julle 1 militêre basis in Suid-Afrika. En so kry ons FSA dollars ook in die land in. Ons kan 'n deal doen. Om BRICS uit te hou, Jan goeienaand, om BRICS uit te hou kan ons 'n deal doen. Né? Goed. As die ANC geweld gebruik om afskeiding te onderdruk of sesering te onderdruk, ons gebruik die woord afskeiding hier vir sekere doeleindes. Die VN mag ingryp as etniese suiwerings plaasvind, byvoorbeeld die plaasmoorde neem toe, en die Afrikaanse Unie versuim om te bemiddel. So hulle tree nie tussen beide nie. Gevolgtrekking. Nou ons kry hierdie ouens eers in, wanneer ons die fight wil aan die gang sit, dan kry ons hierdie ouens in. Nie voor die tyd nie. Né? Gevolgtrekking is vreedsame afskeiding is onwaarskynlik. Die ANC sal weerstand bied. Gewapende weerstand kan legitimiteit kry as die ANC autonomie pogings gewelddadig onderdruk. Realistiese scenario's. Beste geval, vreedsame federalisme, né? Matteus 5. Vers 9. Federale alliansie onderhandel oor magsoordrag soos Skotland en die Verenigde Koninkryke. Die Wes-Noord-Kaap verkry autonomie via referendum en internasionale bemiddeling voorkom oorlog. Dit is die beste scenario. Die slegste geval is burgeroorlog en balkanisering. Ons noem dit balkanisering. Die ANC onderdruk die sesering. Federale alliansie neem wapens op. Etniese militias, soos Afrikaner Kommando, Zulu impies, kleerling verdedigingseenhede ontstaan. Buitelandse ingryping, Rusland, China steun die ANC en die FSA steun die federale alliansie. In ons geval soek ons die ondersteuning van Duitsland. Sien julle hoe hierdie goed uitwerk? Ons soek die ondersteuning van Duitsland. En dan die FSA. Alright. Maar vir dit om te gebeur moet Merz voetsek. Hy moet voetsek. En ons moet die AFD help om vir Merz te laat voetsek. Net Vader alleen weet hoe. Ons het briewe en goed en allerhande goed voorberei om te kan gaan en te gaan doen en te gaan gesels. Maar hoe dit gaan afspeel, net Jesus weet. Regtig. Kom ons kyk nou wat kan gebeur hierso. Finale gevolgtrekkinge. Nou het ek 3 kolomme hierso opgetrek. Jy het die faktor, jy het die ondersteun regverdige oorlog, afskeiding, en dan het jy dit wat teen dit is, okay? So onthou dit nou, jy het die faktor, jy het die ondersteuning daarvan, en jy het dit wat teen dit is. Goed, eerstens die regverdige oorsaak, as etniese moorde, grondonteiening, ANC tirannie. Alles verval, ons weet dit. Maar dit wat teen ons stel is dat die ANC het nog steeds internasionale erkenning. As hulle grootskaalse internasionale erkenning verloor, dan het ons 'n voet om op te staan. En as die Vlaamse regering byvoorbeeld teen hulle ook begin praat, dan begin die wiel draai. Wettige gesag, federale alliansie plus tradisionele leiers is geloofwaardig, maar teen dit, daar is nog geen Afrikaner Unie of VN erkenning nie, alhoewel ons die internasionale wet het. Laaste uitweg, die ANC blokkeer wettige afskeiding, die federale alliansie moet eers onderhandel. Proporsionaliteit, verdedigende militias is moontlik, volskaalse oorlog het die risiko van etniese konflik. Kan julle verstaan hoekom ons die konings nodig het? As jy die meerderheid konings het wat saam jou staan, dan sal daar nie 'n etniese oorlog plaasvind nie. Dit sal nie wit en swart wees nie.
Dit sal die konings wees, saam met die boere, teen die korruptheid. Ons kyk nou maar as en internasionale steun vir ons miskien, die FSA en die Europese Unie, mag autonomie steun as die ANC demokrasie weerstaan, en China en Rusland sal die ANC steun nog steeds. Finale antwoord. 'n Regverdige oorlog of sesering is nou meer aanneemlik weens die federale alliansie se legitimiteit en die ANC onderdrukking. Ons is by hierdie punt. Die beste pad, roei autonomie uit via referendum, Wes-Noord-Kaap eis die Afrika Unie en die VN bemiddeling, berei verdedigende milisias voor as die ANC geweld gebruik. Die slegste risiko is dat as die ANC onderhandelinge weier, word 'n Bosnië-styl etniese oorlog waarskynlik. Ou wil jy goeienaand. Dit word waarskynlik. Aanbeveling. Vermy eenvoudig oorlog. Soek eers internasionale arbitrasie. Ons weet dit gaan nie gebeur nie. As die ANC geweld gebruik, kan die federale alliansie onder regverdige oorlog beginsels wettig weerstand bied. Met ander woorde, ons kan in 'n internasionale hof staan en sê, ons het al hierdie goed gedoen wat julle vir ons gesê het. En ons kan dan nou wettige weerstand bied. Wettige weerstand. Sonder buitelandse steun is sukses onwaarskynlik, maar die morele wettige saak is sterker as voorheen. So dit is waar ons staan, wat 'n regverdige oorlog aanbetref. Ons het letterlik alles in plek wat nodig is. Ons het dit letterlik in plek. Ons kort net die ondersteuning, soos van die FSA of van Duitsland. Daar die Duitse toer wat ons wil doen. Dis nie net Duitsland, dis Europa. Dis België, dit is Oostenryk, Frankryk, Ierland, Holland. Nee? Hoeveel nasies is dit? Dis Duitsland, België, Oostenryk, Nederland, Frankryk, Ierland. 6 nasies. Dis so 2 tot 4 weke se reis. Om almal te gaan sien, rustig te kan gesels, onderhandelinge te kan teken. Hoe kry ons die konings en die goed aan mekaar? By mekaar? Ons moet hulle by die tafel kry. Op hierdie stadium doen ons dit 1 vir 1, ou Henny. 1 vir 1. Want ons het eenvoudig net nie die fondse om te kan ry nie. Ek het hierdie jaar sover nog geen ordentlike fondse gehad om enige koning te gaan sien. Ons praat van broodlyn goed. Ons wil graag verandering sien, ons wil graag verandering bring. Ons het die middele. Ons, deur hierdie regverdige oorlogsteorie, het ons alles aan ons kant om te doen wat ons moet. Ons kan net nie by die nitty-gritties uitkom nie. Dit is waar ons hande nou afgekap is op 'n sekere manier. Ons moet dit 1 vir 1 doen. En hopelik sal Elon Musk of iemand my brief lees. En ek wil nou weer 'n ander roete volg om by daai ouens uit te kom. Ek het nou nog 'n roete. Daar's altyd 'n man, 'n ou moet altyd, jy gaan aan, jy kap aan. Jy volg 'n ander alternatiewe roete om 'n ding te doen wat gedoen moet word. As jy 'n regverdige saak het. So hierdie hele storie van vanaand was om vir julle te wys dat ons nie slymer of slaap nie. Het ons, om na daai eerste punte toe oor te gaan, onthou julle daai, ek weet nie of julle kan onthou nie, as ek het gou vinnig vir julle die eerste punte weer hierso noem. 'n
'n na-revolusionêre plan moet bestaan, byvoorbeeld oorgangsgeregtigheid en inklusiewe regering. Almal goeie naam. Inklusiewe regering is nie 'n probleem vir die Federale Alliansie nie, want ons weet hoe dit werk. Oorgangsgeregtigheid, ons weet hoe dit werk. Ons het die gemeenewet, die General Assembly, wat ons gaan bystaan in hierdie goed. Om seker te maak dat ons sekere beginsels en wetlike aspekte nakom. Wat het ons nog? Ons het voedselsekuriteit. Ons kan 'n heeltemal 'n nuwe program loods deur SADC, wat ons nou noem SADCOR. Ons het die goed. Hierdie bal moet nou net afgeskop word, dis al. Hierdie game moet nou net, die vletjie moet nou net blaas dat die game kan begin. En hoe begin hierdie wedstryd? Ek het dit al 1000 keer gesê. Ons kort die fondse. Dis waar ons sit. Dit is die realiteit van hierdie hele storie. Die DA is nie opposisie nie, ons het dit uitgewerk. Hulle is nie 'n opposisie nie. Die Vryheidsfront Plus is nie naaste by 'n opposisie. So wat kan gebeur? Nog meer mense kan uit die land uitvlug na Amerika toe. Die res van ons kan maar kyk hoe die Zimbabweërs oorstroom na ons kant toe as gevolg van hulle hongersnoodtoestand wat hulle nou daai het. Ons kan sien hoe munisipaliteite al hoe meer verswak, totdat daar niks oorbly van ons stede nie, soos die dorpe wat verdwyn, soos Lichtenburg, Edenburg, en al hierdie ander plekkies, as name wat ek nie eens ken nie, of dorpe wat ek nie eens by was nie, dat ek kan sien wat die toestand is nie. Wat is dit? Ottosdal se munisipaliteit wat ook afgebrand is, ensovoorts. So ons kan maar net sit en kyk hoe hierdie goed vererger. Of iewers kan 'n boer sy hand diep in sy sak steek en sê, okay, my boekhouer gaan vir julle help, sê hoe dit moet werk en ons gaan vir julle ondersteun en ons doen dit. Ek sê nou vir julle, dan bring ons verandering. Nie sonder probleme nie, maar ons bring verandering. Ons kom by 'n punt waar ons in ons vredestydperk kan inbeweeg, soos wat geprofeteer is. Maar tot dan, dit is waar ons sit. Goed, ek het nou vir julle genoeg inligting gegee. Kyk weer na die video, as jy wil verstaan wat ek sê. As jy in diepte wil verstaan. Daar is meer punte betrokke, baie meer punte as wat ek nou net so vir julle genoem het, ek kan dit vir julle wys. As jy, ja, seker nie nodig nie, maar is hier op die skerm. Hier is 16 bladsye van goed. Ek het seker 6-7 bladsye nou so ligweg met julle behandel. Maar dit is goed wat ons is, dit is goed wat ek vir julle met alle erns kan sê, dat ons is daar. Ons is by daai grensdraad. Ons is by daai grensdraad. Ons is daar. Ons is by daai grensdraad. Ons kort net die buitelandse ondersteuning van 2 verskillende groepe af en ons kort die finale samekoms van die konings. Dis al wat ons kort. That's it. Goed. Ek het genoeg gepraat. Ek het julle genoeg op 'n maandag aand besig gehou. Hierdie video sal môre op YouTube ook wees. So stuur dit aan vir die mense. Stuur dit aan. Laat mense deel raak, né? Stuur dit aan vir ryk mense, my magtig. Vir mense wat geld het. Stuur dit vir hulle aan. Sodat hulle kan wakker word en vir ons kan ondersteun. OK. Mooi aand vir julle verder, hoor.